Op Woensdag 17 Desember lees ek vir ons uit 1 Korintiërs 12, vers 12, 18 en 22. Hier praat Paulus met ons oor die kerk. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. God het die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. Inteendeel, die lede van die liggaam, wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik, en die wat ons as minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. Wat beteken jou deel wees van die kerk vandag? Ons almal het in die kerk groot geword, en dit kan baie maklik iets raak wat ons as vanselfsprekend aanneem, en minder waarde aan heg, en dink ons geloof is belangriker. Toe ek 'n kind was, het ek eintlik nie 'n keuse gehad nie. Kerk toe moes ek, en ek het dikwels nie 'n sê gehad nie, klere wat ek moes aantrek nie. 'n Baadjie moes jy dra. Vandag is dit ook anders. En dan kom die tyd wanneer kinders die huis verlaat, en ouers en kinders beide nie meer verplig is om kerk toe te gaan nie. En so word die kerk vir sommige ook maar net weer 'n fase van die lewe wat kom en gaan. En dan is daar ook die van ons wat 'n klip in die kerkskoen dra, oor die kerk waarin jy jou nou bevind, en wat dan die kerk verlaat om maar net weer 'n ander kerk te soek, en miskien ook maar net weer daar 'n klippie op te tel. Paulus se begrip van kerk is anders. Kerk is God wat ons roep, en ons by mense uitbring wat ons natuurlikheidsgewys nie self voor sou gekies het nie. In ons geloofslewe is die kerk nie ons doel nie, maar 'n middel tot 'n doel. Ons glo in God, maar altyd aan die kerk. Die kerkstorie vertel van God, wat deur sy gees ons lei, leer, vorm, troos en inspireer. Maar vir hierdie wonder moet jy 'n oop gemoed hê, en nie vaskyk in die etikette wat ons dikwels aan kerk toedig nie. Hoekom verander hierdie perspektief jou eie deel wees van geloof aan die kerk? Kom ons bid saam. Here God, U is die een wat die liggaam van Christus vorm, nie volgens ons voorkeure nie, nie volgens ons gemak nie, maar volgens U wysheid en U Gees. Dankie dat die Heilige Gees ons saamweef tot een liggaam met verskillende gawes, verskillende stories, verskillende persone, wat ons nooit selfs voor sou gekies het nie. Maar U kies hulle, U bring hulle in, maak ons een. Help ons verstaan dat ons eenheid nie lê in ons prestasies nie, maar in die feit dat ons almal sondig is en onder dieselfde genade staan wat vergewe en herstel bring. Leer ons om nie neer te sien op die deel van die liggaam wat anders lyk of anders dink nie. Help ons om elke lid te eer, elkeen te dra, elkeen se pyn te voel en elkeen se vreugde te vier. Amen.